Die LO onderwyser was nie baie fliks nie, en ons het elke dubbelperiode in die laerskool sokker gespeel. Hy het 2 kapteine aangewys en die res van ons moes so in 'n ry staan, en dan het die 2 kapteine om die beurt geleentheid gekry om 1 speler op 'n slag uit te roep en hulle spanne saam te stel. Nou, ek was nooit eerste gekies nie. My grootste vrees was om laaste oor te wees en dan te maar moet inval by die span wat nog 'n speler benodig het, net omdat die kaptein nie regtig vir my in sy span wou hê nie. Ek weet die Here het 'n boodskap is sonder vir jou vandag. En hoe weet ek dit? Want tussen al die kerke en gemeentes se dienste wat aanlyn beskikbaar is, kyk of luister jy spesifiek na hierdie een boodskap vandag. So baie welkom by vandag se erediens. Mag God die eer kry in alles wat ons doen en sê. Bly asseblief ingeskakel tot na die woordverkondiging vir afkondigings, as ook geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Ons begin vandag 'n reeks van 5 weke waarin ons saam met mekaar weer opnuut ons identiteit as individue, as kerk en gemeente na kyk. En ek dink veral nou is dit baie belangrik en vind ons aansluiting by wat Henry Nouwen geskryf het oor identiteit, en ek haal dit vir jou in Engels aan. Spiritual identity means we are not what people say about us. And we are not what we have. We are the beloved daughters and sons of God. Wat Henry Nouwen sê, is dat ons as individue en as geloofsgemeenskap se identiteit, dit wat ons definieer, dit wat maak hoe ons dink oor onsself, dit wat ons opdrag is, dit waarvoor ons staan, en dit wat ons doen, moet bepaal word deur wat God sê, en wat hy vir ons in sy woord wys. Want hy is die hoeksteen. Gister en vandag en môre is hy altyd dieselfde. En weet jy, die duiwel sal jou identiteit probeer steel en jou laat wegraak. Daarom wil ons jou nooi. Kom journey saam met ons in hierdie 5 weke rondom die tema, wat sê God oor jou? Dit bepaal jou identiteit. Onthou jy waar jy dalk tussen ander uitgekies is, 'n werk waarvoor jy gekies is, of dalk nie. Vriende wat wou gehad het jy moet by hulle groep aansluit vir 'n taak, keuse vir sportspanne. Weet jy dat jou eggenoot jou tussen al die ander mense uitgekies is? Of dat jy spesifiek as ouer gekies is vir jou kinders? Nou in die uitgekies wees en word of nie, beleef ek aanvaarding of verwerping. Is ek deel van 'n groep of alleenheid, word ek raak gesien of oorgeslaan? En om gekies te wees, maak vir ons saak, en dit het betekenis in my en jou lewe. En hier is 'n stukkie waarheid vir jou. Jy is gekies. Die Here roep jou op die naam, hy roep jou uit om deel te wees van 'n besondere groep mense. Hy sê vandag vir jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Daarom, aan almal wat deur God op die naam geroep is, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Amen.
Nou, uitdagende omstandighede bevestig ons identiteit of dit laat ons identiteit bevraagteken. In Petrus se eerste brief wil hy gelowiges se identiteit bevestig wat verspreid gewoon het oor verskillende provinsies. En hulle het omstandighede beleef van vervolging, verdrukking en bespotting. Nou ons gaan 3 keer 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 lees. En dis deur 3 verskillende mense uit verskillende ouderdomsgroepe. En die gedagte is dat hierdie deel is van ons almal se identiteit. Jonger mense, ouer mense, en sommer in die middel mense. Maar voor ons daarna gaan luister en dit saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat U vir ons U woord gee, dat ons dit kan lees, dat dit in ons eie taal beskikbaar is. En dankie Here, dat ons ook op hierdie manier na U toe kan kom vandag. Al sit ek dalk in my kar, al is ek in my bed dalk nog en nog nie opgestaan nie, of dalk al 'n lekker warm koppie koffie gemaak. Dankie dat U vir ons kom ontmoet. O Heilige Gees, dankie dat U by ons is en dat ons toegang het tot die Vader deur die bloed van Jesus Christus. Vandag kom vra ons, Here, en in hierdie 5 weke wat voorlê, dat U vir ons identiteit sal kom vestig. Here, dat ons sal agslaan, sal luister op dit wat U vir ons sê oor ons. En dat ons nie ons ore en ons gevoelens en ons oë sal uitleen aan die wêreld nie. Want Here, as ons dit doen, dan word dit maklik weer afgebreek. Dan word ons identiteit maklik van ons weggeneem of vervreem of ingeperk selfs. So ons wil kom bid, Here, kom vestig asseblief. Kom herinner ons as ons dit alreeds weet. Kom maak dit weer vas aan ons lewe asseblief, Here, want op ons eie kan ons nie, op ons eie is ons maar soos 'n brander wat heen en weer gewaai word. Kom spreek asseblief vandag weer opnuut tot ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vandag lees ons uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Ons daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons was vroeër geen volkie, maar nou is ons die volk van God. Ons het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan ons barmhartigheid bewys. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Dit geld egter nie vir ons nie, want God het ons as sy volk gekies. Ons is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal God se is. Dit het God bewerk sodat ons vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat ons uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Vroeër was ons nie 'n volk nie, nou is ons egter die volk van God. Vroeër het God geen ontferming aan ons bewys nie, nou het ons egter sy ontferming. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 uit die 1933 vertaling. Maar ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van Hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So hier is 2 woorde wat uit hierdie ryk gedeelte ons identiteit kom vorm. Die 2 woorde is verkies en verantwoordelik. Verkies en verantwoordelik. Ek hoop jy het net nou die boodskap gehoor. God kies jou. Ons het dit uit verskillende vertalings gehoor. En is baie belangrik om hierdie ding te begryp vir die vorming van ons identiteit. God het ons kom kies. God het jou gekies. Dis nie andersom nie. En dit neem ons na 2 gedeeltes in die Bybel, waarvan die eerste in Deuteronomium 7 vers 6 is, waar God vir Israel kom kies. Daar staan in vers 6, jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is, wat die Here jou God gekies het uit al die volke op die aarde, om sy eiendomsvolk te wees. 'n ander vers is Johannes 15 vers 16, waar Jesus aan die woord is en sê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies en aangestel. So imagine gou saam met my.
Gebruik jou verbeelding, want daar staan ons almal in 'n ry en die kaptein, God, moet 'n span kies. Dadelik wonder ek, wie gaan hy kies? Gaan hy my kies? Waarna gaan hy kyk? Sal ek die kat maak van sy span? Nou hier is hoe God kies. Wanneer God kies, dan kyk hy nie na 'n vroom en 'n voorbeeldige lewe, buitengewone vermoëns en besondere toewyding of begaafdhede nie. Indien hy het, dan was Israel seker nooit die eerste keuse in die Ou Testament en verseker nie ek vandag nie. Maar God kyk anders. God kyk deur die bloedbril van die kruisdood en opstanding van Jesus Christus. En as hy daardeur kyk, dan sien hy dat ek met God versoen is deur Jesus Christus. En ek word gekies. Glo jy dat Jesus deur sy kruisdood jou versoen het met God? Dan, my liewe gelowige, is jy gekies deur die enigste almagtige God van hemel en aarde. En dit laat my nie breë bors staan nie, maar dit laat my nederig word, want ek weet, ek is nie die beste speler wat verdien om gekies te word nie. Ek het nie die beste gebedskills nie, ek het nie dissipline van Bybelstudie nie, ek het nie die oefening van goeie dade nie, maar God se genade is groot, en hy kies vir my, en hy kies vir jou. En dit is deel van jou identiteit. God het jou gekies. En as ek dit begryp, en deur Heilige Gees se werk toelaat dat dit my beskryf en definieer, dan kan die wêreld my maar oorslaan en verbygaan. Die wêreld hoef my nie te kies nie, want ek weet, God het my gekies deur Jesus Christus se kruisdood. Sien, wanneer ek begin begryp dat God my kies, dan verstaan ek ook dat ek deel is van 'n groep waartoe God my gekies is. Nou wat is besonders van hierdie baie spesiale groep? Weet jy? God kies hierdie groep om eendag deel te wees van sy nuwe wêreld, die nuwe Jerusalem, die hemel. Daarom dat Petrus verder in vers 11 skryf, dat ek en jy in hierdie wêreld waar ek en jy leef, uitlanders of besoekers of bywoners is. Maar dit is nie net 'n groep vir eendag nie. Dit is 'n groep waarin ek nou reeds deel is van God se familie en koninkryk. Ek is sy kind, gered deur sy bloed. En hy sal vir my sorg en voorsien. Hierdie groep waartoe God my gekies het, is ook besonders, omdat dit my God se eiendom maak. Ek is nie net 'n speler in God se span met nog 'n nommer nie. Ek behoort met alles aan hom. Ek is God se eiendom. Onthou jy nog wat die Heidelbergse Katekismus se heel eerste vraag en antwoord is? Die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord is, my enigste troos in lewe en in sterwe, ek weet jy ken dit, sê dit saam met my, is dat ek nie aan myself nie, maar aan my verlosser, Jesus Christus, behoort. My en jou identiteit is dat ek aan God behoort. En dit vul my nie met vrees nie, maar met vrede en oorwinning. Want God die heerser en die koning van die wêreld, dis aan hom wat ek behoort. Nou hierdie spesiale, besondere groep mense is ook geheilig, afgesonder. Ons is nie hoogheilig, skynheilig of halfheilig nie. En heiligheid is nie 'n graad van geestelike volwassenheid wat ek moet bereik om heilig te wees nie, maar heilig is 'n eienskap, dis 'n status voor God. God maak jou heilig. En om heilig te wees beteken dat ek afgesonder is vir besondere diens aan God. Sien, om deur God gekies te wees, is nie om nou lekker agteroor te sit en te weet ek is gekies en nou niks te doen nie. Vir daai LO sokkerspan waarvoor ek uiteindelik gekies is, het ek ingespring en ek het saamgespeel en ek het my kant gebring, ek het hard gespeel, ek het die bal hanteer. Want om gekies te wees, is om geheilig te wees. En dit bring ons by die tweede woord vir vandag, verantwoordelikheid. Wat is die verantwoordelikheid? Wat is die roeping? Kom ons staan net 'n paar oomblikke hierby stil. Petrus vat hierdie verantwoordelikheid vir ons saam in die woord priesterskap. Priesters moes namens die volk, namens die mense, aan God offers bring. Hulle moes vir gewone mense in hierdie tussenin spasie intree by God. En my en jou verantwoordelikheid, ons roeping as priesters, is om namens mense voor God te kom staan. Dit beteken, dit is ons roeping en ons taak
om vir ander te bid, in te tree en te pleit. Veral vir mense wat nie meer self kan nie, omdat hulle siek geraak het, of omdat die lewe hulle plat geslaan het, en selfs vir mense wat nie die Here ken nie. Dis nie net 'n ek sal bid vir jou opmerking nie, maar om die roeping van priester op te neem en namens mense vir mense te bid, want ons het vrye toegang tot God. Weet jy, priesterskap is in wese vandag nie die bring van offers van diere nie, maar die offer van gebede, voorbidding. Dit is jou heilige roeping. Dit is ons identiteit. Maar priesters moes ook namens God voor mense staan. 'n Priester moet God se stem van genade en liefde en vergifnis wees aan die mense. As priester is my en jou taak nie om mense te veroordeel nie, maar om God se omgee, sorg, aanvaarding, uitverkiesing te vertel en te beliggaam. Nou wat beteken om te beliggaam? Dit beteken om dit uit te leef. Nie net te praat oor God se liefde, versoening en ondersteuning en sorg nie, maar om dit te doen. Soms is dit met woorde, maar dis altyd met goeie dade wat getuig van God se sorg in ons lewens. Hy het ons immers gekies om lig te wees in hierdie wêreld. Jesaja 49 vers 6 en 11 vers 12 maak dit duidelik dat God vir Israel kies om 'n lig te wees vir die nasies. Jesus praat daarvan in die bergrede wanneer hy sê, julle is die lig en die sout vir die wêreld. Dit is ons identiteit. Onthou, daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, it is what you do that defines you. Wanneer Jakobus skryf, dan is sy boodskap om te sê, dade gaan saam met geloof. Geloof sonder dade is dood. Geloof is om die weduwees te versorg, mededeelsaam te wees, mekaar te ondersteun. En as jy dit doen, dan sien ek jou geloof. It's what you do that defines you. So mag ons ook priesters wees. Mag ons ook namens God voor mense kom staan en beliggaam wie hy is, wat hy gedoen het. Ek was nooit eerste gekies nie. Ek was ook nooit genadiglik tot laaste gelos vir die sokkerspan nie. Ek was so hier in die middel. Dit het my laat voel, ek is nie goed genoeg vir eerste nie, maar ek is ook daarom nie te sleg vir laaste nie. En vandag hoor ek, God kies my. Ek is deel van sy span, sy familie, sy koninkryk, sy eiendom heilig, eenkant gesit vir hom. Ons is 'n groep priesters, met Jesus wat ons hoë priester is, soos wat Hebreërs dit skryf. Kom ons vind ons identiteit hieraan. Moenie dat dit van jou gesteel word deur vrees of onsekerheid of afvalligheid of selfs dink dat iemand anders dit gaan doen nie of selfs die dominee nie. Ek en jy is priesters van God voor mense. Jy is uitgekies. Jy is eenkant gesit. Jy is die eiendom van God. Jy is geheilig vir 'n spesifieke verantwoordelikheid en doel om 'n priester te wees. So kom ons gaan tree in. Kom ons gaan bid vir mense. Kom ons praat ook met ons woorde, met ons dade. En ons verteenwoordig ook vir God in hierdie wêreld. Dit is ons identiteit. Jy sien, want dan maak dit nie saak wat ek doen, wat my werk is, of ek op skool is, 'n student is, 'n ouer is, 'n ouma of 'n oupa afgetree is nie. Dan verstaan ek wie ek is en wat ek doen. En dan kan alles wat ek doen in hierdie lewe tot eer van God wees en ek kan getrou wees aan my roeping. Selfs daar waar jy nou nog met groot tye in jou huis moet wees, mag ons nog steeds daar priesters wees. Gaan intree vir mense wat nie meer kan nie, wat moeg is. Mag ons ook vir die mense wat kom aanklop vir hulp, mag ons iets verteenwoordig, iets beliggaam van wie God is. Amen. Jesus Christus, Lam van God, U bring die offer en met U bloed maak U my vry. Sodat ek aan U offers van gebed en lof en dade kan bring en my alleen aan U kan wy. Here, sien my as U priester aan, as ek, Here, voor U kom staan. As ek voor U staan en saam met medegelowiges U dank vir groot genade en liefde wat vir my kom kies het.
sien ons as priesters aan wanneer ons vir mekaar intree, dat ons identiteit in U gevind sal word deur die toerusting van die Gees. Sien my as 'n priester aan, Here, wanneer ek voor U staan, vir hulle wat siek en swak en dalk plat geslaan is, en ons vir hulle vra vir krag en ondersteuning en sorg. Wanneer ons bid vir veiligheid vir hulle wat in die hospitale help, wat oorloop. Wanneer ons bid vir die verantwoordelikheid van elke mens. En Here, rus my verder toe as priester om U woord aan mense te bring in woord en daad. Laat ons getuies van U lig wees. Laat ons besef, dis wie ons is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hier is sommer ook 'n paar afkondigings voordat ons die seën van die Here oor ons lewens vra. Hoogland se eerste inrypadkafee was 'n groot sukses. En dit is in die eerste plek te danke aan ons Hemelse Vader wat ons werklik geseën het met hierdie geleentheid. Dit was so lekker om elke lid van ons Hoogland familie weer te kan sien en om ook gaste te ontvang. Dankie vir elkeen wat 'n bestelling geplaas het en dit kom afhaal het. Dankie vir elkeen wat hulp aangebied het in die kombuis en om die kos gereed te maak. Ook die bestellings uit te neem na die karre. Dankie vir elkeen wat 'n donasie of 'n skenking gegee het, van 'n pudding tot 'n bak rys tot finansiële bydraes. Baie dankie ook aan Bruce en Sinai wat aan die hoof gestaan het van die organisasie van hierdie geleentheid. Ons kan nie wag tot ons volgende inrypadkafee nie en ons sien uit om julle gou weer te sien. My gebed is dat God die Vader deur die werking van sy Gees jou oortuig van wat hy oor jou sê. Jy is deur hom uitgekies. Jy behoort aan 'n groep mense wat die eiendom van God is, wat heilig is. Jy is 'n priester. Mag die Heilige Gees jou seën vir jou dienswerk as priester. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap en die toerusting van God se Gees altyd by jou wees. Amen. Ek hoop en vertrou dat u 'n wonderlike dag sal hê. Skakel gerus weer volgende week in vir deel 2 oor wat sê God oor jou. Totsiens.